Ja, dankie. Onze Vader, kom hier vanaand, ons sê dankie vir vandag. Dankie dat U naam geloof, dankie dat U naam kom prys, want dankie dat ons sê, lift it be high, dat ons vanaand ons oprig na U Heer Jesus. Ons loof en ons prys U. Sê hierdie iets in Jesus naam, Amen. 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 Net so. Is daar iemand wat 'n getuienis wil deel? Ja, baie. Het iemand 'n getuienis? Net nie almal gelyk nie. En as jy wakker word afgeoggend en sê dankie Jesus. Amen. Amen. Veral in hierdie land van ons, waar elke hoek en draai iets is, wil jou bekruip en benadeel of beseer of iets. En dit is 'n wonderwerk as jy net by die huis gekom het en alles het net gelyk geloop. Amen. Amen. Okay, kom ons sê. Hier is. Kom ons begin sommer almal. Gaan jy so werk laat? Nee, daar is kop en pas. Kom ons kyk. Ja.
Jy sou vanaand my siel sal hom beroem in die Here. Waarin het jou siel beroem vandag? En dit waarna jy gekyk het, dit na waar jy geluister het, waaroor het jy jouself beroem, jou siel? Wat het jou gelukkig gemaak? Sê my woord nie vir jou, dat wanneer ek my Heilige Gees stuur, dat jou sal doop met vuur ook nie. Is daar die vuur nog in jou hart? Is daar die vuur nog in jou gedrag? Is daar die vuur nog in jou wese? As jou lamp nie vol olie is nie, sal jy dit nie maak nie. Dan sal jy nie deur die nag kom nie. Dan sal jy nie genoeg olie hê wanneer die bruidegom kom nie. Daarom is dit belangrik dat wanneer jy daarin roem, en dat jou siel in my is, dat jou siel sal vul met dit wat jou versadig maak, dit wat jou sal sterk maak, dit wat jou gaan staande hou. Dan kan jy sê, omdat ek leef, omdat hy leef, kan jy kans sien vanmôre, anders gaan jy dit nie maak nie. Ek sê vanaand vir jou, dat jy jou olie sal volhou, dat jou lamp sal vol wees, dat jy vol vuur en vol ywer sal wees vir my koninkryk, sodat jy kan staan vir die tye wat kom. Amen. 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 Dankie, kan jy so plek neem? Geliefdes, dit is van kardinaal belang dat ons afgee op die Here kan sê. Ons is in so 'n bevoorregte posisie om die stem van die Here te kan hoor deur uitleg van tale. As jy voel dat die Here met jou gepraat het en jy voel jy het 'n tekort. Hier is soveel mense met wie jy kan praat, wat saam met jou kan bid, om Johannes, Rita, ons het nie verskoning nie. As jy voel, jy kort bietjie, jy moet nader kom, asseblief nie terug. Want môre is dit dalk te laat. Jou olie moet alreeds vol wees. Daar gaan nie tyd wees om te sê, laat ek gou my olie vol maak. Amen. Amen. Goed, geliefdes, vanaand selfs ons oor 'n paar dinge. Soos baie van julle weet, ons was 'n bietjie by die netbal, ons bietjie gaan netbal kyk en daar het ek 'n paar goedjies gesien en hoe bevoorreg was ek weet nie so 'n bietjie stagte, want ek dink hy raas, wat sê julle? Hy raas bietjie. Hy kom maar stagte. Klink beter. Dan weet ek. Okay. In Leidenburg was ek saam met pastoor Rudy. En so tussen die netbal deur het ons meer oor die Here gesels en geëvangeliseer en yster slyp ons yster. Weet ons het mekaar so gestig. En daar in Bloemfontein, ek en pastoor Andrei loop langs die veld op en af, ons doen dieselfde. So ek is bevoorreg gewees om netbal te kyk, maar eintlik diep in die hart in te kyk. En daar het ek 'n paar goedes opgetel dat al die mense wat op die veld is, die kinders wat speel, die ouers wat langs die veld staan, hulle almal het tog een doel. En dis die doel. Almal wil hê dit wat daar gebeur moet by die doel uitkom. Mag nie saak wat ek kan doen, maar die doel is tog die eindpunt. En dit maak soveel sin dat ons hele lewe hier buite gaan ook oor 'n doel. Ons doel verander. Ek meen, haar doel is om, sê maar, skool klaar te maak of groot te word of iemand anders is die doel is daar om wakker te word. Ek weet ook hoe. Ons het sekere doele om uit te kom. Jou doel kan nou wees om die kinders groot om 'n hoër pos te kry, die baas, onder die baas. Ons almal het tog sekere doelwitte by wat ons graag wil uitkom. En net soos daar op die baan, so ook in die lewe, is daar goedjies wat jy so 'n bietjie keer, so 'n bietjie pla, om uit te kom waar jy nou graag jouself wil gesien het. Wie weet jy so werk die netbal en goed is. Kom ons kyk. Daar is dan so 2, 3. Daar moet ek nie. Ek op die baan hè, daar staan so vee op die wesie. En dis vir 'n verdediger. Maar
Okay, gaan niks. Maar in die wêreld het ons ook 'n vee, maar hy staan vir verpligtinge. Want net soos hy verdediger heeltyd voor jou inkom om te verby met die bal, so het jou verpligtinge ook so 'n bietjie in jou pad kom staan. Dit baie keer waarby jy uitkom. Die ander Beffie skryf VV, ek het altyd gedog is 'n W vir 'n W. Maar dit is 'n VV vir verdedigende vleuel. Nou by die wêreld is daar nou nie 'n VV nie, maar 'n F. Dis dalk die grootste probleem, dis finansies. Want kyk, net soos daai VV jou pla finansies en dit nog meer. Want jy het soveel planne en jou doel is daar, jou end destination is daar. Al wat is in jou en dit staan is finansies. Dis 'n ander ou maar sê, al wat is in my en 'n doktersgraad staan is my skoolloopbaan. Sien net soos in die netbal op die baan, is daar reëls en regulasies. Okay, sorry. So reëls en regulasies wat moet nagekom word. Op die baan kry jy 'n beoordeler. Hy beoordeel jou en hy vonnis jou sommer net af. Jy strafskop aan 'n span. Das Fariseërs, die skrifgeleerdes ook daar. Dis nou daai mammas wat langs die baan op en af. Kyk, hy loop ons, hy lyk of hy gif gekry het. Daai mamma self nie kon netbal speel nie, maar haar kindjie moet speel. Dis die Fariseërs en die skrifgeleerdes, want hulle self gaan nie in en dan keer hulle almal op om in te gaan. Klink dit soos die Ou Testament? Dit klink of hierdie hele oefening onder die wet is. Amen? Klink dit so? Kom ek lees vir julle. Iemand het Bybel saamgebring, anders dit. Julle sal dit onthou. Galasiërs 3 vers 10. Want almal wat in die werke van die wet is onder die vloek. Want daar is geskrewe, vervloek is elkeen wat nie by alles wat geskryf is in die boek van die wet om dit te doen nie. As jy onder die wet wil wees, is jy vervloek. Want die boek sê, jy kan dit nie nakom. Hierdie boek kan nie, so jy gaan dit nakom. Vervloek is jy, as jy daai pad vat. En dan, soveel keer kom die kerk ook, en hy wil ook vir jou wys, luister suster, hierdie wat jy nagmaal so vat, of hierdie wat jy sulke plekke gaan kuier, of daar by daai kerk gaan besoek aflê. Hulle oordeel heeltemal vinnig. Die kerk is soms ook soos hy mense wat hier by die draad staan, weet hulle soos 'n bordjie wat wys Pretoria 100 km. Grand man. Dankie. Jy het ons gewys hoe ver is dit. Maar net soos hy bordjie, hoe bly daai ding net, hy kom nooit in Pretoria uit. Nou stel is baie van hierdie kerkmense wat jy beoordeel en veroordeel. Maar tog bly hy nie staan waar hy staan. Jy weet die kerk skree kruisig. Maar die wêreld sê ek was nader aan ons kant. Hoeveel keer sal die wêreld maar jy nog gesien hoe sy pad. Jy nog gesien hoe gaan hy vir 'n keer. En die wêreld sê okay. Dis gewoonlik ons mense wat ons mense die slegste behandel. Die wêreld het nie 'n saak nie. Hy kan nie hoor nie. Ons gee onsself op. Want jy God het geweet, ons mense, ons gaan onsself vernietig. Ons kan nie. En daar stuur hy toe nou vir ons die grootste geskenk in mensgeskiedenis. God stuur sy eie seun vir ons. Jesus word gebore in 'n stal. Kyk as die kan kom met dan. God kon dit bewerkstellig het, dat Jesus in die grandste hotel gebore word. Die mooiste een. Hoe is dit die? Met 'n see uitsig in die woestyn. Hy kon, hy is almagtig, hy kan doen wat hy wil. Maar as jy nou gaan kyk, dan gaan die hele, alles rondom Jesus oor nederigheid. Dit begin op die donkie.
Maria moes op 'n donkie ry, nie 'n mooi hinks en 'n daai stallion. Dis 'n mooi perd, 'n stallion. Nee, op 'n donkie. En dit is seker nog net 'n ongelooflike ras. Dit gaan oor nederigheid. Want nou 2000 jaar later, wat gaan ons daar uithaal? En ons kan daar uithaal nederigheid. Want sou Jesus gebore gewees het in 'n groot plek, dan kan ander mense seker sê dit is hoogmoed. Weet, in my opinie, moes Jesus in 'n stal gebore gewees het. Want hy moes vir hy skapies sy hele job geslaan. Julle bloed is nie meer goed genoeg nie. Want ek is op pad. Die perfekte offer. Toe word Jesus gekruisig. Nou in Genesis 3 vers 15 is dit al geprofeteer. Wie weet daarvan? Daar staan geskrywe: en ek sal vyandskap stel tussen jou en die vrou en tussen jou saad en haar saad. Hy sal jou kop vermorsel en jy sal hom in die hakskeen byt. Nou die Engels skryf hom so, kop vermorsel and he will slightly bruise. So slightly. En ek dink so by myself toe, hulle vir Jesus kruisig, toe dink die duiwel, daar sy. Nou het dit gewen. En daar was 'n rede hoekom ek daai liedjie opgesit het, want toe hulle vir Jesus optel, toe sing hy, lift Jesus higher, lift Jesus higher, lift him up for the world to see. Amen? Amen. Hy het gedink hy het gewen, maar hy het sleg weer gekom. Kom my broer. Klop van iemand maak oop nie. Is dit gebeur? Mooi dit dan op jezelf. Goeie dank allemaal. We gaan doen met mijn kind daar. Julle besef toe daai eerste druppel bloed val. Toe is jou sonde vergewe. Toe daai eerste druppel bloed val, is jy genees. Want sien, genade het die hele prentjie kom verander. Van na ek mag nie, na ek wil nie. Jy weet, ons het so sê ding hier tussen ons. Want dis nou wie jy. Dis nou jammer Karen is nou nie hier. Dis nou wie jy. Nou wil ek vanaand sê, dis nou wie jy. Maar dit is as gevolg van julle, ons, dat Jesus gekruisig is. Dis julle skuld. Besef julle dit. Dis ons skuld. En dit is vir ons gedoen. Ons moet dit dalk net so bietjie meer ter harte neem. En dit saamvat. Want jy sien in die wet het hulle gesê jy mag nie dit nie en jy sal nie dit nie en jy moet dit. Anders gaan dit. Nou is ons onder die genade. Nou al ons net die moed uit en ons verander dit dan wil toe. Ons lees daar in Matteus 5 vers 41 en elkeen wat jou 1 myl afdwing, loop met hom 2 myl saam. Nou daar was 'n reël gewees, wat noem jy die soldate, die Romeine, dat daar was 'n wet, as hy vir jou sê, vat hierdie boksnaartjies, en draaf hom 1 myl, dan moet jy dit doen. En die woord sê, as dit van jou verwag word om 1 myl te loop, dan doen jy sommer 2 myl. Maar sien, dit is wat onder die genade van ons verwag word. Wat ons wil. Ons wil nie net 1 myl doen nie, ons wil dubbel dit soveel doen. Want ons wil, nie moet ons moet nie. Matteus 22 vers 34 tot 40. Want in die ander dan lees ons bietjie makliker. Toe die Fariseërs hoor dat Jesus met sy antwoorde die Sadduseërs koud gesit het,
het hulle bymekaar gekom om 'n nuwe plan teen hom te bedink. Een van hulle, 'n deskundige op die wet, het hom toe met die volgende vraag probeer vasdruk. Leermeester, vra hy, wat is die belangrikste opdrag in die wet van Moses? Jesus se antwoord was, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Dis die eerste en belangrikste opdrag. Die tweede, ewe belangrike opdrag is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Al die ander vereistes van die wet en die profete berus op hierdie twee gebooie. Ek sluit af. So wat sê dit eintlik? Dat liefde, my naaste lief hê soos jouself. En jy moet God lief hê en die naaste soos jouself. Omdat ons nou onder die genade is, wil ons dit doen. Ons moet nie, ons wil dit graag doen. Mense, dit is daai tyd dat ons altyd van gehoor het en gelees het in die Bybel. Van die laaste dae sal daar allerhande dwaalleringe wees en daar sal valse profete wees en ons is nou in daai tyd. Ons moet die woord sê waak en bid. En ek moet wees wakker. Wees wakker. Die vyand is soos 'n brullende leeu. Om elke hoek en draai, kyk waar kan hy kom verslind en verwoes en tweedrag saai. En as ons nie weet wat sê hierdie boek nie, dan gaan hy ons teen mekaar maak. Die nuutste nou is hierdie manne van die wet wat wil terug wet toe. Mense moet waak tog gaan. Dit is dwaallering van die begin tot die einde. Amen. Amen. So laat ons wys word. En dat ons nie in die strikke trap van die vyand wat dit vir ons daar stel. En elke hoek en draai waar jy loop is daar nuwe dingetjies en so nie. Amen. Amen. Wie wil afsluit? Martinus. Dankie Martinus. Julle wat 'n voorreg wat het vanaand gewees om die woord te kan hoor. Julle die musieke wat uitgegaan het. Julle, dan bid ons dan nou so ter afsluiting van hierdie diens van vanaand. Wees met ieder en elkeen dat hulle vanaand se boodskap saam verhuis toe, Here, en dit uitleef. Here, ons bid dan ook so vir die huisgesin, Jan en Alicia. Seën die huisgesin, seën die bediening, Here. Seën ook ieder en elke persoon wat vanaand hier teenwoordig is, Here. Ons sê wie baie dankie daarvoor in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie ook. Baie dankie vir elkeen van julle wat dit gemaak het.